Baie welkom aan almal wat inskakel, of dit nou op Facebook of YouTube is, met die beeld of dalk net met die klank op YouTube. Baie welkom by ons erediens. Net hier aan die begin regstelling, mense in ons gemeente wie se selfoonnommers op ons databasis is, ontvang gewoonlik 'n SMS op 'n Vrydag met 'n uitnodiging na die erediens en baie keer word daar ook 'n tema aangedui. Nou op die SMS vir hierdie week is die tema aangedui Jakob van aardskelm word aardsvader. Nou hierdie tema gaan ek eers by 'n volgende doopgeleentheid gebruik. Vandag se tema is ook oor die doop, maar dit gaan oor die onderskatting en die oorskatting van die doop. So ek vra net verskoning vir die wat volgens die SMS die ander tema verwag het. Kom ons begin ons diens met 'n wotum. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig. Dit gee insig aan die wat nog onervare is. Oor u woord is ek so bly, soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here, baie dankie vir nog 'n week, nog 'n eerste dag van die week, 'n Sondag, 'n nuwe begin, die herdenking van die opwekking, die herdenking van ons eie nuwe lewens in U. Baie dankie vir U genade waaruit ons leef, dankie vir U goedheid, U seën. Dankie dat ons afhanklik van U kan wees en ons afhanklikheid van U soos kinders kan bely. Ons wil bid dat U ons ook vandag sal seën deur U woord en ons nadenke oor die baie belangrike, kosbare teken van die doop. Help ons om oor die doop te dink en te praat en te luister vanuit die riglyne in U woord. En kom deur die Gees en help ons om te verstaan. Verder bid ons dat U verheerlik sal word deur ons gesindheid, ons aanbidding en in die erediens veral ook deur die musiek, sang en so meer. Dit alles bid ons in die naam van Jesus Christus. Hoor ons asseblief. Amen. Ons skriflesing gaan uit Romeine 2 wees, later nog 'n teks uit Kolossense. Maar voordat ek die skriflesing doen, net 'n baie belangrike vertrekpunt, en dit is ons oortuiging dat God in die Ou Testament die besnydenis as 'n verbondsteken gegee het. Daardie eenvoudige, vir ons baie vreemde teken van wie besny is, behoort aan God. Natuurlik gaan die Ou Testamentiese bedeling verby, en wanneer Jesus die nuwe bring, dan is ook die besnydenis uitgedien. En dan is ons oortuig dat die Nuwe Testamentiese weergawe, wil ek sê, van die besnydenis, die Christelike doop is, wat in die begin natuurlik gehandel het oor dat volwassenes gedoop is, omdat hulle volwasse was, toe hulle die eerste keer van Jesus gehoor het, saam met hulle is hulle kinders en die hele gesin gedoop, en ons het vandag hoofsaaklik die gebruik om kinders te doop, nie uitsluitlik nie, maar uit die aard van die kerklike opset en die nie-sendingssituasie waarin ons is, 'n gevestigde kerksituasie, maak dit net sin dat mens kinders sal doop. Ons skriflesing Romeine 2 vanaf vers 17. Jy sê jy's 'n Jood, jy verlaat jou op die wet van Moses. Jy beroem jou daarop dat God jou God is. Jy ken sy wil, en jy onderskei die dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n leermeester van die wat onkundig is, 'n onderwyser van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samevatting is van kennis en waarheid. Jy dan, wat 'n ander leer jy jouself?
Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie. Jy wat sê 'n mens mag nie egbreuk pleeg nie, pleeg jy nie egbreuk nie. Jy wat 'n afskeid het van afgode, beroof jy nie hulle tempels nie. Jy wat jou op die wet beroem, doen jy God nie oneer aan deur sy wet te oortree nie? Inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede word die naam van God deur die heidene nasies belaster. Die besnydenis het waarde, alleen as jy die wet van Moses onderhou. Maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besnydenis niks anders as onbesnedenheid nie. As die onbesnedene die voorskrifte van die wet onderhou, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid reken nie? Ja, iemand wat kragtens sy afkoms 'n onbesnedene is, maar tog die wet onderhou, sal jou selfs veroordeel, vir jou wat met wetsvoorskrifte en besnydenis en al die wet oortree. Nie hy is 'n Jood wat dit uiterlik is nie. En nie dit is besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. Nee, hy is 'n Jood wat dit innerlik is. En dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is deur die Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Ons tema vandag, wees baie versigtig of pas op vir die onderskatting of die oorskatting van die doop. Ons eerste hoofpunt, waaroor is Paulus so duidelik ontsteld in hierdie teks wat hy skryf aan die gemeente in Rome? Die Jode, God se verbondsvolk, het verwaand geraak oor hulle redding, verwaand geraak oor hulle verbintenis aan God. Eerder as om hulle self te sien as 'n lig vir die nasies, het hulle self beskou as witbroodjies van God en verhewe bo ander mense. Die ironie is, dat midde in hulle verhouding met God en hulle verkiesing, is hulle lewens nie in ooreenstemming met God se wil nie. Maar dan sê hulle dinge soos, maar ons het vir Abraham as voorvader. Ons het die wet van Moses. Ons weet wat reg en verkeerd is. En dan ewe verwaand sê hulle nog, ons is besny, ons dra die teken dat ons aan God behoort. Paulus wys in die eerste plek op 'n totale oorskatting van die besnydenis. En hy sê dat jy kan nie die besnydenis losmaak van jou lewe nie en van jou gehoorsaamheid aan God nie. Hy stel dit baie duidelik en baie omvattend. Kom ons lees weer vers 28 en 29. Nie hy is 'n Jood wat dit uiterlik is nie. En nie dit is besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. Nee, hy is 'n Jood wat dit innerlik is. En dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is deur die Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Nou in die ouer doopformulier word daar van die ouers gevra dat hulle moet beloof dat hulle nie hulle kind laat doop uit gewoonte of uit bygelowigheid nie. En hierdie is twee verskillende dinge, uit gewoonte of uit bygelowigheid nie. En ek wil sê dat hierdie twee woorde of begrippe, uit gewoonte of bygelowigheid, handel oor die onderskatting en die oorskatting van die doop. Net eers 'n baie belangrike opmerking voordat ons in verdere diepte oor ingaan. Wanneer ons oor die doop praat en wanneer ons oor die doop lees en wanneer ons vanoggend hierdie boodskap hoor oor die doop, dan raak dit nie net die familie wat vandag hulle kindjie doop nie. Elke keer as ons oor die doop praat, lees en besin, dan raak dit elke persoon wat gedoop is. Dit raak ook elke persoon wat nie gedoop is nie, want as jy nie gedoop is nie,
behoort jy jouself die verantwoordelike vraag af te vra, waarom is ek nie gedoop nie? En behoort ek dalk gedoop te word? En wat sou die vereistes wees om gedoop te word? En wat sou die implikasies wees, indien ek gedoop is? Verder raak dit nie net ons self nie, dit raak die doop van ons kinders. Dit raak die doop van ons kleinkinders. En so meer, en so meer, en so meer. In 'n derde hoofpunt wil ek stil staan by die onderskatting van die doop. Wanneer word die doop onderskat? Wanneer dit, en dit is hartseer om dit te erken, soms gebeur, wanneer dit slegs vir ons 'n kerklike tradisie word. Dit is maar wat ons in ons kerk doen, net 'n tradisie. Nog erger, wanneer dit bloot 'n familietradisie word. 'n Gesin wat dalk nie meer in 'n lewende verhouding tot die Here lewe nie, en so meer, en so meer. Maar, wanneer daar 'n nuwe familielid gebore word, moet hierdie kind gedoop word. Dis ons familie se tradisie. Die doop word onderskat wanneer dit bloot gesien word as 'n mooi simbool. Wat is die doop? Die doop is die uitvoering van een van God se opdragte en by name ook die opdrag van Jesus. In die Ou Testament baie pertinente voorskrifte, op die 8ste dag moet die seuns besny word. In die Nuwe Testament Jesus van sy heel laaste woorde op aarde. Gaan na die nasies toe, maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die doop is die sigbare, tasbare teken van die insluiting in die verbond. Die doop is die teken wat vir ons sê, ons behoort aan die Here. Vergelyk dit so 'n bietjie met 'n kind se van. 'n Kind kry nooit net 'n naam nie. 'n Kind kry die van die familie. En met daardie naamgewing sê ons, hierdie kind is deel van hierdie familie. Hy of sy behoort aan en behoort tot hierdie familie. Ons wat gedoop is deel van God se familie in hierdie wêreld. Wat behels die doop? Nou natuurlik is daar dik boeke geskryf en kan mens ure daaroor praat en hopeloos te ingewikkeld maak. Wat behels die doop in 'n neutedop? Dit behels in 'n neutedop dat wat God gedoen en gegee het, tel vir jou. As ons gedoop is, hoef ons nie te wonder of God ons lief het, of God se seun vir ons gesterf het nie. Dit is die teken dat hy ons lief het en dat Jesus ook vir ons gesterf het. Die doop het verder die implikasie dat die duiwel nie vrye toegang tot ons lewens het nie. Daar is so baie mense wat 'n verskriklike vrees het vir die duiwel of demone, of dat iets of iemand 'n greep op hulle lewe kan kry. Ons deel in die bloed van Jesus Christus. Hy het die duiwel reeds oorwin deur sy opwekking uit die dood. Hy beloof dat hy hom uiteindelik finaal sal uitskakel. Ons moenie leef met 'n vrees vir die duiwel nie. Nooit nie. Miskien een van die mooiste voorbeelde, en ek het dit al in verskeie boodskappe genoem, is die voorbeeld van Martin Luther. Martin Luther natuurlik 'n geweldige belangrike rol gespeel in die reformatie. Tema weer vir 'n ander dag. Maar op 'n stadium beleef Luther aanvegtinge van wat hy beskryf van die duiwel, wat sy lewe moeilik maak, wat hom wil laat twyfel en so aan. En toe het Luther, terwyl hy deur daai moeilike tyd gaan, het hy in sy klooster, daar in sy kamertjie, het hy op sy klein houtlesenaar uitgekrap, ek is gedoop. Ek is gedoop. Dit was vir hom weer die herinnering, die sekerheid. Ek behoort aan die Here. Ek persoonlik dink ons gee nie genoeg versekering aan ons kinders oor wat hulle doop beteken nie, en ook nie aan onsself nie.
Ek dink eerlikwaar nie, ons hou naaste by genoeg rekening met die feit dat ons gedoop is nie. In 'n ideale opset. En ek is jammer ek het nie hierdie insig gehad en dit dalk begin aan die begin van my bediening nie. In 'n ideale opset sou ek mense wou aanmoedig dat ons doopdatum en die herdenking daarvan vir ons belangriker is as ons verjaarsdagdatum. Ja, dit klink bietjie skokkend, maar ek is baie ernstig daaroor. Ek dink ons doopdatum is belangriker as ons geboortedatum. Die doop sê min van ons, maar die doop sê alles van God se getrouheid en van sy genade. Ek behoort aan hom. Hy het my aan hom verbind uit genade, omdat hy wil. Ons vierde hoofpunt, en is jammer dat mens daarby moet stilstaan, maar dit is belangrik. Die doop red 'n mens nie. En daar's 'n bygeloof, is waarom dit in die formulier sê dat ons kinders nie moet laat doop uit bygeloof nie. Daar's een bygeloof dat die doop nou soort van extra beskerming oor 'n mens gee. Nee, die doop is nie 'n magiese beskermingsteken nie. Die doop is ook nie 'n vrypas nie. Dit beteken nie dat wanneer mens gedoop is, nou kan jy maar maak net soos jy wil. Nou kan jy maar lewe net soos jy wil. Jy behoort aan God en jy bly God se kind ongeag. Nee, so belangrik en so kragtig as wat die doop is. By die doop pas 'n gesindheid en 'n lewenstyl. Kom ons oor weer vers 28 en 29. Nie hy is 'n Jood wat dit uiterlik is nie, en nie dit is besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. Nee, hy is 'n Jood wat dit innerlik is, en dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is, deur die Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Die besnydenis en die doop is die fisiese tekens, maar die eintlike teken is die besnedenheid wat in die hart gedoen word, die verandering wat in die hart gebring word, die werk van die Heilige Gees, wat ons lei om te glo en gehoorsaam te wees. Elke gedoopte moet geleer word. Dit is wat God vir jou gedoen het. Kom ons lees nog 'n pragtige teks, wat die betekenis van die doop so mooi en so duidelik uitspel. Ek lees uit Kolossense 2, net vers 11 en 12, mens moet eintlik die hele gedeelte lees, maar vers 11 en 12 is die kern. Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Jesus Christus het gesterf ter wille van ons. Jesus Christus is opgewek uit die dood ter wille van ons, om ons in 'n nuwe verhouding met God die Vader te plaas. As ons gedoop is, moet die volgende vraag wees: wat is my antwoord? Hoe antwoord ek op die doop? Antwoorde op vrae soos: glo jy dat dit alles gebeur het? Glo jy dat dit vir jou is? Is ek en jy dankbaar? Wys ons lewe iets van ons dankbaarheid? En wys ons lewe iets van ons verbondenheid met God? Ek sluit af met 2 kort kernpunte. Moenie die doop onderskat nie. Nie jou eie doop nie, en ook nie die doop van jou kinders en kleinkinders en ander geliefdes nie. Die doop sê alles van God se liefde vir jou en van sy genade. Herinner jouself daaraan. Herinner jou kinders
voortdurend daaraan. Tweedens, moenie die doop oorskat nie. Moenie in 'n valse vrede leef van, ek is gedoop, ek kan nou maar maak net wat ek wil en leef net soos wat ek wil nie. Ons lewe moet 'n antwoord op die genadige teken van God in die doop wees. Amen. Here, help ons asseblief om weer nuut te dink oor die doop, ons eie, die van ons geliefdes, en dat ons altyd daarmee rekening sal hou, as hierdie kragtige teken in ons lewens. Help ons om nie die doop te onderskat nie, te min daarvan te maak nie, dit nie te oorskat en dit los te maak van ons verhouding met U en ons gehoorsaamheid aan U nie. Baie dankie dat ons vandag hierdie boodskap kon hoor. Dankie dat ons opnuut kan dink oor die doop. Here, saam met dit vir ons bid dat U vir ons genadig sal wees in elke opsig en faset van ons lewe en ons bestaan. U ken ons persoonlike uitdagings en U ken die uitdagings in ons land en in ons wêreld. Ons bid tot U. Seën ons asseblief. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.